Het jy al ooit na een van hierdie smaakmakers op sosiale media geluister en jouself afgevra, waar kry die persoon die inligting vandaan? Het jy al? Ja, baie keer. Wel, hier is 'n interessante storie, want China vereis nou dat smaakmakers professionele kwalifikasies moet hê indien hulle oor sensitiewe onderwerpe soos medisyne, gesondheid, onderwys, regte en finansies praat. Hulle moet hulle kwalifikasies verifieer en platforms moet inhoud monitor en ongekwalifiseerde inhoudskeppers verban. Verskeie advertensies word verbied en opvoedkundige inhoud moet wetenskaplik korrek wees. Selfs die plasing van bronne word vereis. Die doel is om valse inligting te beperk, inhoud te professionaliseer en sosiale en ideologiese beheer te versterk. Vir smaakmakers beteken dit hoër standaarde en moontlike beperkings, terwyl platforms verantwoordelikheid dra vir verifikasie en toesig. Nou hierdie regulasies toon 'n skuif na streng beheer van aanlyn inhoud in sensitiewe vakgebiede. Ek persoonlik dink dis 'n baie goeie ding, Baie. want dit gaan die verspreiding van fopnuus en inligting beperk. Maar ek wonder net, wel dis China, ek glo hulle het die vermoë om dit te reguleer, maar ek wonder tog hoe gaan daai proses werk. Maar gaan dit oor die feit dat smaakmakers nou regtig soos in vir jou een of ander ding vertel wat jy nou moet glo medies reg is, Ja, dit gaan- of is dit hulle opinie? Ek dink dit gaan daaroor dat hulle self soms voordoen as kenners. Aha. Jy weet, en dis hulle die het daai probleem. invloed. Dis ek dink wat ons hierso doen of wat ek agterkom in Suid-Afrika nogal is 'n smaakmaker sal eerder sy opinie deel. Met ander woorde, Ja. ek het onlangs 'n 12 weke kursus gehardloop vir hierdie om my gesig blinker te kry of so iets en dan daai terugvoering te gee en hoe jy dit beleef het. Maar om nou regtig te sê en medies aantal en daai tipe goeders, dan dink ek ook ja, jy moet seker maak jou feite is korrek en jy Absoluut. weet waarvan jy praat. Daar is 'n fyn lyn en ek dink net dit is in hierdie stadium van so 'n aard dat mense nogal baie staat maak op Ja. smaakmakers omdat hulle soveel tyd ook op sosiale media platforms spandeer. So daarom sal 'n mens eerder wil hê dat die regte inligting gedeel moet word en ek meen Daardie smaakmakers moet eerder by die dokter se deur gaan aanklop en by hom sit en gesels. ja. So laat hierdie ook nou vir jou 'n les wees, Ja. nê? Jy wat mos nou baie meer aktief Smaakmakers is. soos jy is, ja. Smaakmakers soos jy is, sou ek eerder Ja. sê. Ja, laat 'n ou die feite eerder mooi reg hê en gaan sit met iemand, maak 'n onderhoud daarvan, maak 'n podcast, vlog, whatever hulle dit noem, maar wees versigtig. Wees altyd versigtig.